Goeiedag almal. Ek hoop dit gaan goed met julle. Dit is nou al die 4de week dat ons so oor die liggolwe bymekaar moet kom, wat ons nie bymekaar kan uitkom nie. En ek kan met eerlikheid sê, ek mis dit. Ek mis my gemeente, ek mis dit om saam met julle te sing, saam met julle te bid, saam met julle van die Here te leer. Nou, my gebed is dat die Here ons vinnig weer 'n geleentheid sal gee om so as gemeente bymekaar te kom, en dat ons so versterk kan word. Maar totdat dit gebeur, kan ons die woord van die Here nog steeds oopmaak. Ons kan nog steeds aan ons geloof versterk word, en ons kan nog steeds krag kry vir hierdie week wat voor lê. So ek hoop dat dit sal gebeur. Voordat ons met die woord van die Here begin, 3 dinge wat ek graag wil uitlig. Die eerste een is, gaan kyk asseblief rondom jou of daar nie dalk iemand met nood is nie, want daardie nood wat die persoon beleef is dalk 'n geleentheid wat God oor jou pad bring om Jesus se liefde teenoor hom te gaan uitstraal. Moet dit nie mors nie. Moet nie so 'n geleentheid mors nie. Gryp dit aan. Die tweede ding wil ek graag vir almal baie dankie sê wat deelgeneem het aan ons barmhartigheidswerk, vir almal wat voorbereiding gedoen het. Ek waardeer dit opreg. En dan die laaste ding, as jy in 'n moeilike posisie is, as jy nie kos in die huis het nie, asseblief praat. Ons kan nie alles regmaak nie, maar ons kan mekaar bystaan, ons kan mekaar help. So asseblief moenie te trots wees om te praat nie. Kom ons buig die hoofde 'n oomblik, so in stil gebed, en daarna gaan ek vir ons voor. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. O Here, onse God, ons hoor U klop. En ons wil graag in gemeenskap met U wees. Ons wil graag naby aan U wees. En daarom is dit vir ons ongelooflik as ons hoor, Here, dat U genade, U barmhartigheid en U vrede deur die Here Jesus Christus se bloed vir ons gekoop is. En ons vra, Here, gee dat ons dit asseblief sal beleef. Ons het behoefte daaraan. Amen. Die wêreld is op hierdie stadium behoorlik de mekaar, en ek weet dat daar in baie van ons harte in hierdie tyd al 'n klomp frustrasie is, dat ons gefrustreerd is met die de mekaarheid, dat ons gefrustreerd is omdat ons nie kan terug gaan werk toe nie, en ons is bang ook, ons is onseker, maar te binne van die frustrasie en onseker en die bang, kan ons nog steeds opkyk. En ons kan opkyk na die Here wat nooit verander nie, wat nooit bang is nie, wat altyd daar is, en wat vir ons baie, baie lief is. So kom ons sing nou 'n loflied tot eer van die Here. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, halleluja.
Kom ons lees die wet van die Here soos wat dit vir ons in Deuteronomium 5 opgeteken is. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is die wet van die Here. En die wet van die Here is 'n merkteken dat ons aan God behoort. Dit is wat die Here Jesus bedoel as hy sê, maar hy wat my liefhet sal my gebooie onderhou. Die wet wys dat ons God liefhet, dat ons sy kinders is. Nou daarom kan ons die wet vat en ons kan ons gesindheid teenoor die wet vat en ons kan vra, maar hoe lyk my hart as ek oor die wet dink? Hoe lyk my gesindheid? Ja, die wet is moeilik om na te kom, maar is daar 'n blyheid in my hart, is daar 'n opgewondenheid in my hart om te probeer, want ek wil daarmee wys dat die Here vir my lief is en dat ek die Here terug lief het? Of is die wet maar net 'n klomp reëls wat ek eintlik nie wil nakom nie, want dit is lastig en is in die pad? Hoe lyk my gesindheid teenoor die wet? Nou die wonderlike is dat daar waar ons liefdeloos is en daar waar ons teen God sondig, daar kan ons dit na God toe vat. Ons hoef dit nie vir hom weg te steek nie. Ons kan dit met hom gaan uitpraat, want hy nooi ons. Hy sê, kom laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. So die Here nooi ons, kom dat ons hierdie saak uitmaak. En kom ons doen dit nou, wanneer ons tot die Here nader. Doen slegs U wil hier, U wil met my die potte bake, met my die klei, vorm my en maak my net soos U wil, op U slegs wag en stil. Doen slegs U wil hier, U wil met my, tot sien deur soek my, al moet ek ly. Witter as sneeuw hier, was my vandaag, laag aan U voete,
slechts U wil hier, U wil met mij, tot heel my liewe, U is gewy, maak van my hart om, Heiland U troon, tot elkeen Christus in my sien word, tot elkeen Christus in my sien word. Kom ons bely ons geloof voor die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. O Here, onse Here, baie dankie dat ons in hierdie deurmekaar stikkende tyd ons oë kan ophef, ons harte kan ophef, en dat ons U kan raak sien as die ewige Here wat nooit verander nie. Here, U is nie een wat moeg word nie, nie een wat siek word nie. U is nie een wat oud word nie. Nee, Here, van dag tot dag is U dieselfde, en van dag tot dag het U kom sê, maar U is lief vir ons. U gee vir ons soveel om. In die woord staan dit so duidelik, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het. Here, dis liefde. Maar ons kyk ook na ons eie harte, en ons besef dat ons so dikwels so verskriklik besig is, dat ons so na wind jaag. Here, ons wil altyd meer hê, en hoe meer ons het, hoe minder is ons tevrede met wat ons het. O Here, ons maak ons siele moeg, ons druk onsself al meer en meer, want ons moet voorkom, ons moet bokom. Maar Here, so dikwels spandeer ons nie tyd saam met U nie. Here, gee dat ons sal verstaan dat tyd wat ons saam met U spandeer, nooit tyd is wat gemors is nie. Here, dis die kosbaarste tyd wat ons het, is daardie oomblikke saam met U, waar ons saam met die engele kan uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. O Vader, ons bely ons eie hardkoppigheid, waar U in die woord sê dat U begeer om 'n naby verhouding met ons te hê, en waar ons eenvoudig omdraai en sê, ek het iets beters om te doen, ek het nie tyd vir U nie. Here, vergewe ons harteloosheid, ons liefdeloosheid. Gee dat ons, wanneer ons nou tot stilstand is, wanneer ons hier gedwing word om stil te wees, dat ons hierdie tyd sal gebruik om nader aan U te groei. O Vader, ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die tema vir vandag se woordbediening is gebed, en ek wil spesifiek gaan stilstaan by die Onse Vader, want dit is tog waar die Here Jesus ons kom leer hoe ons moet bid. Nou, die afgelope paar weke het mense al meer en meer gesê, ons moet bid, ons moet terugkeer na die Here toe. En ja, dis waar, ons het gebed nodig, ons het die Here nodig, ons kan nie sonder hom nie.
Dit gesê kom die Bybel ook en sê maar, julle het nie want julle bid verkeerd. Aan die woorde, die Bybel kom onderstreep vir ons, dat daar 'n regte en 'n verkeerde manier is om te bid. En dit is tog hoekom die Here Jesus vir ons die Onse Vader gegee het, om ons te leer hoe om reg te bid. Nou goed, so kom ons lees saam wat daar in die Onse Vader staan, waar Here Jesus ons kom leer oor gebed, en daarna gaan ons verder. Ek lees vir ons uit Matteus 6, van vers 5 af. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voordat ons spesifiek met Onse Vader gaan kyk, wil ek eers net 'n paar globale, oorsigtelike dinge uitlig, 'n paar observasies maak. Eerstens wil ek graag vir ons die plek gaan uitwys waar die Here Jesus ons kom leer oor gebed. Die Here Jesus se onderwysing in hoe ons moet bid, is in die middel van die bergpredikasie. En ons het al 'n rukkie terug deur die bergpredikasie gepreek. En in die bergpredikasie begin die Here Jesus deur uit te wys, hier is die mense wat waarlik gelukkig is. En dan sê hy, maar hierdie besonderse mense wat so geseënd is, hulle is die sout en die lig van die wêreld. En dan gaan wys hy hoe hierdie mense lewe. Hulle onderhou die wet van God. Nou werk die Here Jesus deur 'n paar verskillende gebooie. Spesifiek een van hulle is die 6de gebod, waar die Here Jesus sê, as jy iemand verwens, dan het jy reeds moord gepleeg, dan is dit vir God so goed asof jy moord gepleeg het. In ander woorde, die Here Jesus kom en sê, as jy werklik salig wil wees, dan moet jy die wet op 'n baie dieper manier hou, as wat jy ooit kan besef. Hy praat spesifiek ook met die fariseërs, wat as ware gedink het, ek mag nie iemand doodmaak nie, maar dit is aanvaarbaar om iemand te huur, om iemand anders te laat doodmaak. Die punt is, die Here Jesus sê, as jy maar iemand verwens, dan het jy reeds God se wet oortree. So, hy kom en hy vat hierdie oppervlakkige manier waar ons oor die wet dink, en hy kom pas dit op 'n baie diep manier toe. Hy sê, dit is hoe die wet werk. Dit is wat die wet beteken. Eers praat hy negatief, maar dan praat hy ook positief. Hy vat hierdie manier hoe ons, hierdie gesindheid hoe ons voor God lewe, en hy gaan pas dit op 3 verskillende maniere toe. Hy gaan kyk eers na wanneer ons liefdadigheid doen, en dan gaan kyk hy na ons gebedslewe, en dan gaan kyk hy na wanneer ons vas. Nou goed, ons gaan spesifiek stil staan by die gedeelte oor gebed. En as die Here Jesus oor die gedeelte van gebed praat, dan kom sê hy, versigtig wees hoe jy bid. Onthou daai gesindheid waarmee jy voor God lewe is baie belangrik. Wanneer jy bid, moet jy nie bid omdat jy moet bid nie. Dis nie iets wat net gedoen moet word, nog 'n ding op die lysie wat afgetik moet word nie. Want as jy moet bid, dan moet jy dadelik gaan vra, maar hoekom moet ek bid? Wie het gesê dat ek moet bid? Is dit mense wat wil hê ek moet bid? Is dit mense wat ek graag wil plesier? Ja, die dominee moet met gebed open, so daarom bid die dominee.
Of die dominee moet op daardie plek in die erediens bid en daarom bid die dominee want hy wil daarom 'n goeie erediens gee. Versigtig wees. Want as jy dit doen om deur mense raak gesien te word, as jy dit doen om mense se goedkeuring te kry, want as jy dit nie doen nie, gaan mense vir jou probleme gee, dan het jy klaar jou loon weg. Hulle het klaar vir jou die duim opgegee. So moet dit nie doen ter wille van mense nie. Wanneer jy dit doen, doen dit ter wille van God. Die tweede ding wat ek graag wil uitlig oor die Onse Vader, is dat hierdie gebed wat die Here Jesus ons kom leer, nie veronderstel is om woord vir woord, dag na dag, presies net so gebid te word nie. Trouwens, as dit die omvang van jou gebedslewe is, dan sal jou gebedslewe bitterlik arm wees. Gaan kyk maar na Jesus self, hy het ure lank op 'n slag gebid. En ons lees dat van die grootste gelowiges oor die eeue heen, ure lank op 'n slag gebid het. Jy is nie veronderstel om binne 'n kwessie van hierdie paar versies jou gebed op te sê en dan het jy gebid nie. Nee. Die Onse Vader, hoewel die woorde daar staan, so moet julle bid, beteken nie gebruik spesifiek elke keer hierdie woorde nie. Hierdie gebed is 'n resep. Dink daaraan as 'n leehuis. Daar's verskillende vertrekke in die leehuis. En jy moet hierdie leehuis gaan volmaak met meubels, met versierings, met verskillende dinge. Jy is nie veronderstel om in 'n dop met net die vertrekke te bly nie. Jy is veronderstel om van hierdie gebou 'n tuiste te maak. En dieselfde geld vir die Onse Vader. Volg hierdie resep en jy sal agterkom dat jou geloofslewe, dat jou gebedslewe voor God dramaties opleef, beter word. Die derde ding wat ek wil uitlig voordat ons na die inhoud van die Onse Vader gaan kyk, is dat die Onse Vader gaan primêr oor God en nie oor my en jou nie. Nou let bietjie op hoeveel van die verskillende bedes of afbeelings van die Onse Vader oor my gaan en hoeveel van hulle oor God gaan. Wanneer ons begin, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, so dit gaan oor God. Laat U wil geskied, dit gaan oor God. Laat U koninkryk kom, dit gaan oor God. En dan gee ons vandag ons daaglikse brood, so dit gaan oor ons behoeftes. En dan vergeef ons skulde, dit gaan oor my verhouding met God, wat ek aan God verskuldig is, as gevolg van my sonde. So, dit gaan oor my, maar dit gaan ten diepste oor God. En dan lei ons nie in versoeking nie. Dit gaan oor my, Here, gee dat ek nie van U af weggetrek sal word nie, so dit gaan ook oor my verhouding met God. Verlos my van die bose. En dan gaan dit weer primêr direk oor God, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. So die grootste gedeelte van hierdie resep oor gebed gaan oor God. En daar het ons eerste belangrike les. Wanneer jy bid, gaan dit nie primêr oor my en jou nie. Dit gaan nie primêr oor my en jou behoeftes nie. Daar's iets belangriker as dit. Gebed is nie die geleentheid waar ons daaglikse kruideniersware lysie vir God gee en sê, Here, asseblief, ek het hierdie dinge nodig nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Gebed gaan oor God se eer, oor ons verhouding met hom. So hou dit in gedagte wanneer ons nou hierdie resep gaan bestudeer. Nou die oomblik as ons sê dat gebed oor God gaan en nie oor my nie, dan moet ek en jy vra maar, wie is God? Want kom ons wees baie eerlik. Baie mense sê dat hulle aan God glo, dat hulle Christen is, maar wat hulle daarmee bedoel, beteken verskillende dinge. Daar's party mense wat sê, maar God is liefde, en hy is net sag, en hy is net sagmoedig, en hy sal nooit 'n harde woord sê nie, en hy sal nooit seer maak nie. En daar's ander mense wat sê, maar God is regverdig, en hy straf, en hy sal dinge in sy hand hou, en dan is daar nog almal tussenin. So, wat sê die Bybel? Wie is God? Dis 'n belangrike vraag om te vra. En ons moet hierdie prentjie wat ons van God in die Bybel kry, in ons agterkop hou wanneer ons in die Onse Vader instap, sodat ons kan verstaan tot wie ons bid. Nou die eerste vers wat ek graag wil uitlig, ek wil vraag vir ons 7 gaan uitlig, en ek wil baie vinnig by elkeen van die 7 gaan stilstaan. Die eerste vers wat ek vir ons wil uitlig is Eksodus 3 vers 14, waar God vir Moses sê, ek is wat ek is. Net een belangrike gedagte hier,
God is 'n werklikheid. Hy is. Hy is van altyd af en hy gaan altyd wees. Hy is 'n werklikheid. Die tweede vers wat ek graag wil uitlig is Eksodus 33 vers 19. Maar hy antwoord, ek sal my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Die tweede gedagte hier is dat God soewerein is. Hy is 'n werklikheid en niemand kan vir hom sê wat hy moet doen nie. Hy alleen maak die besluit. Hy alleen het die laaste sê. God is soewerein. Die volgende vers wat ek graag wil uitlig is Eksodus 6 vers 3. En ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my naam Here het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. So, God is, hy is 'n realiteit. Nommer 2, hy is soewerein. En nommer 3, hy is almagtig. Hy is die Almagtige. Niemand kan hom stuit nie, niemand kan hom keer nie. As hy besluit dat 'n ding gaan so wees, dan sal dit so wees. En daar's niks en niemand wat dit kan stop nie. Ons volgende vers, Eksodus 34 vers 6 en 7. En toe die Here by hom verbygegaan het, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Dit is wat Moses uitroep as hy daar in kontak met die Here kom, as hy God se heerlikheid beleef, of iets van God se heerlikheid beleef. En daar op die berg Sinaï hoor ons maar God se almag, God se soewereiniteit staan in diens van sy liefde. Ja, hy is almagtig, ja, hy is soewerein, maar hierdie dinge staan in diens van, is ondergeskik aan sy liefde. Die volgende vers wat ek graag wil uitlig is Openbaring 21 vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Elke mens het sy begin by God. Maar nog belangriker, elke mens het sy einde voor God. Hy is die een wat die laaste sê oor my lewe gaan hê. En dan gaan hy oordeel. En dan gaan hy vir my of die fontein van lewe wees, of hy gaan die poel van vuur wees. Maar ons einde gaan by hom wees. Ons moet dit besef, ons moet dit verstaan. Die volgende vers is Jesaja 57 vers 15. Daar staan, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek. Die Here is heilig. Heilig beteken eenkant anders. En dit is presies wat God is. Hy is nie soos ek en jy nie. Hy is nie ondergeskik aan ons nie. Hy is nie 'n genie wat ons kan rondstuur om te doen wat ons wil doen nie. Wat vir ons 3 wense gee nie. Nee. Hy is God. Hy is hoog verhewe bo ons. Rondom sy troon is daar die engele, daar die heerlike wesens wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Hulle staan 'n verwondering voor hom. Hy is nie soos ek en jy nie. Hy is God. En die wonder van die evangelie is juis dat daardie hoë en heilige God in 'n krib gebore is, mens geword het, aan 'n kruis gesterf het, vir jou en vir my. Die laaste vers wat ek vir ons wil uitlig is Eksodus 34 vers 14. Daar staan, want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. 'n Jaloerse God is hy. God het my en jou gemaak om naby aan hom te lewe, om in 'n verhouding met hom te lewe, om lief te wees vir hom. En hy is jaloers op ons verhouding met hom. Dis vir hom kosbaar, dis vir hom belangrik. Andersom gestel, mens kan dit miskien probeer verduidelik deur na 'n pa-kind verhouding te gaan kyk. As pa is dit vir my belangrik dat ek my kinders wil versorg. Ek wil vir hulle goed wees. Ek wil nie hê dat my kinders op 'n ander plek moet gaan soek
na daardie versorging wat hulle nodig het. Ek wil nie dat hulle dit wat hulle nodig het op 'n ander plek gaan kry nie. Ek wil juist sê dat hulle dit by my as hulle pa moet kom soek en kry. Dis vir my kosbaar, dis vir my belangrik. En dieselfde geld vir die Here. Hy is jaloers op sy verhouding met ons, op ons afhanklikheid van hom. So as ons probeer saamvat, God is realiteit. Hy is soewerein, hy maak wat hy wil, hy is almagtig, maar sy soewereiniteit en sy almag staan in diens van sy liefde. Hy is heilig, ons begin en ons einde lê in hom, en hy is jaloers op ons verhouding met hom. As ons sê, onse Vader wat in die hemel is, dan is dit van wie ons praat. Dan is dit die God van wie ons praat. Heilig, regverdig, goed, maar diep liefdevol. Ons begin en ons einde lê by hom, by geen ander plek nie. En hy is jaloers dat ons juis as kinders na hom toe moet gaan in afhanklikheid. Nou as ons hierdie groot gedagtes oor God in ons agterkop het, dan gaan Onse Vader verder en sê, laat u naam geheilig word. Nou, let mooi op, dis nie 'n vraag nie, dis 'n stelling. Hierdie is nie 'n versoek wat ons die Here sê, maar Here, gee dat u heiliger sal word nie. Want ek en jy kan niks bydra tot God se heiligheid nie. Ons is sondaars, ons is nie heilig nie, maar hy is heilig. En as die Here ons leer om te bid, laat u naam geheilig word, dan sê hy nie, maar help my om heilig te wees nie, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Hierdie deeltjie van die Onse Vader kom sê vir ons, bid dat jy en ander mense groter agting vir God sal hê. Dat julle God se heiligheid sal raak sien, dat julle hom beter sal leer ken. Hierdie vers kyk na die wêreld en na God se kinders en sê, daar buite is daar baie mense wat min van God weet, wat 'n lae denke van God het, wat God nie ken nie. Gelowiges, julle het werk. Julle werk is om te gaan getuig oor God se grootheid, oor God se heiligheid. In jou doen, in jou staan, in jou sit, in jou lê, in jou praat, moet daar iets van God se grootheid tevoorskyn kom. As jy met mense te doen kry, moet die gevolg van daardie ontmoeting tussen jou en hulle wees dat hulle 'n bietjie hoër dink van God. Dis wat dit beteken as ons bid, laat u naam geheilig word. Dit herinner baie aan daardie gedeelte in Matteus 9 vers 38, waar die Here Jesus ons leer dat ons die Here van die oes moet bid om werkers te stuur, sodat sy oes ingesamel kan word. Dit gaan oor die feit dat mense God moet leer ken. Nou hierdie een sinnetjie in die Onse Vader leer ons twee groot gedagtes. Die eerste een is dat God gaan nie iets doen wat hy nie wil hê moet gebeur nie. Gebed is nie 'n manier hoe ons met God kan armdruk om hom te dwing om iets te doen nie. God sal slegs dit wat hy wil hê moet gebeur, laat gebeur, klaar, punt, stop. Hy hierdie laaste sê, nie ek en jy nie. Die tweede belangrike les wat ons moet leer, is dat gebed die manier is hoe God ons prioriteite in lyn met syne kry. Gebed is die manier hoe ons prioriteite verander word om in lyn met God se te kom. God wil hê dat die gelowige die groot krag van gebed moet beleef. God wil hê dat gelowiges moet voel hoe dit voel wanneer God hulle gebede beantwoord en hy reageer op wat hulle bid. Maar die Here gaan nie dit laat gebeur wat hy nie wil hê moet gebeur nie. En daarom kry jou wil in lyn met syne. Vra die Here dat sy wil sal geskied, dat dit wat hy wil hê moet gebeur, dat dit sal gebeur en hy sal dit doen. En dan sal jy die groot krag van gebed beleef. Nou ongelukkig het ons nie vandag tyd om in diepte in te gaan wat presies dit beteken om God se naam te heilig nie, maar in kort kom dit daarop neer dat ons die Here se naam heilig wanneer ons in hom glo, wanneer ons hom meer vertrou as enigiets anders, ons hom vrees, ons respek het vir hom, ons hom gehoorsaam en ons hom verheerlik. Ons heilig sy naam wanneer ons in hom glo, hom vrees
om gehoorsaam en om verheerlik. Nou ons moet vra, vir wie bid ek as ek bid, laat U naam geheilig word. En ek wil graag hierdie gedagte vir ons verduidelik in 3 groepe. Die eerste is, ek bid vir myself. As ek vra, laat U naam geheilig word, as ek bid, laat U naam geheilig word, dan bid ek in die eerste plek vir myself. Here, gee dat ek hooragting vir U sal hê. Gee dat ek op U sal vertrou, dat ek U sal vrees of U sal wil behaag. Gee dat ek U gehoorsaam sal wees. Gee dat ek U sal verheerlik. Waar ek met daardie sonde worstel, waar ek meer omgee oor wat mense van my sê, is wat U van my sê, Here, gee dat dit sal verander. En daar waar ek in daardie verhouding worstel, of daar waar daardie ding vir my moeilik is, Here, gee dat dit in my hart sal gebeur, dat U swaarder sal weeg as al die ander dinge. So die eerste persoon vir wie ons bid, wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, is vir onsself. Dan moet ons ook vir mekaar sê, ons bid hierdie ding in terme van ons gesinne. Want in jou gesin, in jou familie, daai kring is die kring waar jy die meeste tyd spandeer. Is die kring waar jy die nouste betrokke is. En jy weet op 'n baie meer persoonlike manier wat die mense rondom jou se persoonlike worsteling is, want jy is in hulle lewens net soos wat hulle in jou lewe is. En daarom wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, dan bid ons ook spesifiek vir die mense rondom ons, wat ons goed ken. Here, waar daai en met dit sukkel, ek weet wat dit beteken om met hierdie tipe probleem te sukkel, gee dat U naam ook in sy lewe geheilig sal word. En so bid ons dan nou vir mekaar, laat U naam geheilig word in die mense rondom ons se lewens. En dan die laaste groep vir wie ons bid, wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, is vir die hele wêreld. Die Here sê, maar my koninkryk moet op aarde uitgebou word. Hy stuur ons om disippels te gaan maak. En wanneer ons disippels maak, dan leer ons om mense om God meer te vrees as die wêreld, om hom gehoorsaam te wees, om op hom te vertrou, om hom te verheerlik. So wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, dan bid ons vir onsself, ons bid vir die mense rondom ons, wat ons goed ken, en ons bid vir die hele wêreld. Nou ek wil graag afsluit, en ek wil vir ons baie vinnig met 3 dinge wys, hoe dit lyk, wanneer ons ernstig is, wanneer ons bid, laat U naam geheilig word. Die eerste gedagte wat ek vir ons wil onderstreep, is dat wanneer ek bid, laat U naam geheilig word. Wanneer ek in gebed voor God gaan staan, beteken dit dat ek God se prioriteit vat, en dit myne maak. Ek vat wat vir God belangrik is, en ek sê, maar nou is dit ook vir my belangrik. Die ander dinge moet bietjie eenkant toe staan. En dan moet ons vra, maar wat is vir God belangrik? Kom ons gaan vra maar net, hoekom het Jesus Christus aarde toe gekom? Hoekom het hy gesterf? Hoekom het hy opgestaan? Jesus sê self, ek het aarde toe gekom om sondaars tot bekering te bring. Dit is belangrik dat sondaars tot bekering moet kom, en daarom is dit vir my belangrik om daaroor te bid. So dis die eerste groot gedagte. Vat God se prioriteit, maak dit jou eie. Die tweede groot gedagte wat ek dan nou wil los, is bid oor daardie prioriteit, totdat dit realiseer. Ons het nou net vir mekaar gesê, wanneer ons daai frase bid, laat U naam geheilig word, dan bid ek in die eerste plek vir myself, en ek bid vir die mense rondom my, en ek bid vir die hele wêreld. So gaan kyk, waar is dit nodig dat iemand tot bekering moet kom? En gaan bid dan vir daardie persoon, vir jouself, vir daardie organisasie wat op daardie plek werk, maar gaan bid, totdat God kies dat hierdie gebed 'n realiteit word. Moenie ophou bid voordat dit 'n realiteit is nie. Moenie ophou bid oor daai sonde waarmee jy worstel, voordat God se naam geheilig word ook in daardie deel van my lewe. Moenie ophou bid vir daardie een wat nog nie tot bekering gekom het, voordat God daardie een tot bekering bring nie. Dis die tweede gedagte. Die derde een, wanneer jy klaar gebid het, staan dan op en doen alles in jou vermoë om dit waarvoor jy gebid het te laat gebeur. Staan op en gaan getuig
Gaan praat, gaan wees lief vir daardie persoon, gaan gee om vir daardie persoon, gaan wys vir daardie persoon hoe groot God werklik is. Moenie net oor die saak bid, en wanneer daar 'n geleentheid oor jou pad kom, om laat verbygaan nie. Gryp dit aan. Nou, soos wat jy agtergekom het, is die Onse Vader 'n ongelooflike resep vir jou gebedslewe, en daar is baie meer in die Onse Vader as wat mens met die eerste oogopslag kan sien. Maar kom ons vat net hierdie eerste 2 gedagtes. God se grootheid, wie hy is, en dat hy 'n verhouding met ons wil hê, en dan nommer 2, wat presies sy prioriteit is, dat sy naam geheilig moet word. Kom ons vat net daai 2 gedagtes. En ons gaan vra hierdie week, Here, gee dat dit so sal wees. Gee dat hierdie coronavirus en die afsondering tyd wat ons nou beleef, dat in hierdie tyd U geken sal word, U naam geheilig sal word. En as ons daarvoor bid en ons doen wat ons kan om dit te laat gebeur en ons hou aan bid totdat dit gebeur, dan is hierdie tyd nie gemors nie. Dan is hierdie tyd eintlik 'n wonderlike tydperk van groei vir ons. Dan is hierdie 'n geleentheid wat ons op 'n ander tyd nie sou gehad het nie. So kom ons word klein voor die Here en ons vra dat hy op daardie manier wat ons hier in die Onse Vader gesien het, dat hy op daardie manier met ons sal werk. Amen. Kom ons bid saam. O Here, onse Here, hoe groot is U naam nie op die ganse aarde nie. Here, die hemelruim vertel van die grootheid, ons wonderlike skepping vertel van die ongelooflike kundigheid waarmee U alles gemaak het, alles aan mekaar gesit het. En ons kan maar net in verwondering voor die wete staan. O Vader, en U het ons kom leer om te bid, dat ons moet bid, en wanneer ons bid, dat ons op hierdie manier moet bid, en U het vir ons 'n wonderlike resep gegee. En ons moet bely, o Here, dat ons al hoeveel keer hierdie gebed gebid het, en dat ons nie bedoel het wat ons sê nie, dat ons nie geweet het wat ons sê nie. Ons vra, o Here, maak ons harte gewillig om hierdie woorde te ontvang, dat ons U naam sal heilig, dat ons U beter sal wil ken, en dat ons sal aanhou bid totdat die mense rondom ons U beter ken, dat ons sal aanhou werk tot die mense om ons U beter ken. Here, gee dat ons so sal lewe, dat U prioriteite ook ons prioriteite is. O Vader, in hierdie tydperk van afsondering, waar ons almal baie onseker is en die ekonomiese gevolge van alles wat gebeur ook onsself baie hard gaan raak, bid ek, o Here, dat U prioriteite 'n realiteit sal wees, dat mense tot bekering sal kom, dat ons gemeente, die plekke waar ons nie doen wat U wil hê ons moet doen, dat ons daar tot bekering sal kom, dat die huisgesinne wat ver van U af is tot bekering sal kom. Here, gee dat dit wat vir U belangrik is, vir ons belangrik sal wees, wetend dat wanneer ons U koninkryk soek, U vir ons sal gee wat ons nodig het. O Vader, gee dat ons by U sal kom skuiling soek, by U sal kom veiligheid en vrede soek, want ons het dit in hierdie tyd nodig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit af met die Onse Vader en ons bid hierdie lied tot die Here en ons bedoel wat ons sing. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U reik kom, U wil
in die hemel soek op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Here, dankie dat U ons seën en ons behoed. Dankie dat U U aangesig oor ons laat skyn en ons genadig is. Dankie dat U U aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen. Geseënde Sondag vir U verder.